Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van Schwan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek probeer doen dit in kort genoeg dat jy na dit kan luister wanneer ook al daar 'n gaping in jou dagboek is. Nou, ons kan vandag oor niks anders praat as die begrotingsrede wat toe gister uiteindelik plaasgevind het. Nou, ek is seker meeste van julle weet dat die begroting uitgestel is in Februarie en toe nou gister op die 12de Maart in die parlement voorgelê is. En ek dink dis vir my veiliger om die ontleding rondom uitgawes en besteding en daai tipe van goed te los vir spesialiste in daai veld. So in hierdie episode gaan ek so bietjie gesels oor 'n paar van die belastingvoorstelle wat daar in hierdie begroting is. Nou ek dink voordat mens na die ander voorstelle gaan, moet mens dalk so klein bietjie stil staan by die goed wat die hooftrekke gaan maak. Dit is volgens my aan die belastingkoerse kant, die BTW-koers met 0,5% verhoog vanaf 1 Maart 2025 en dan weer 'n keer vanaf 1 April 2026, so hy gaan in die volgende jare wat met 'n persent verhoog na 16% toe. Daar was 'n episode wat ek voorheen gedoen het, so week of wat gelede, oor wat die BTW-wet bepaal rondom hierdie oorgang van 'n laer koers na 'n hoër koers. So gaan luister gerus weer na daai episode, ek dink hy behoort van 'n bietjie meer waarde nou te wees. Saam met dit natuurlik gaan daar dan sekere aanpassings aan die nulkoers mandjie vir basiese voedselgoedere wees. Dis dan net om so bietjie daai balans te tref dat die verhoging in koerse 'n kleiner impak op die laer inkomste groepe kan hê deur voedsel meer bekostigbaar te maak. Die ander aspek in die begroting wat te doen het met belastingkoerse is natuurlik die feit dat die belastingskale vir individue nie aangepas word met inflasie. So hierdie tegniek is nou al 'n paar keer in die verlede deur die nasionale tesourie gebruik, en wat dit dan maar eintlik gaan beteken is waar mense sou verwag dat salarisse en besoldiging met inflasieaanpassings toeneem, kan daai inflasieaanpassings dan nou beteken dat jy dalk in 'n volgende belastingdrempel begin inskuif. So maar net om van kennis te neem, daar is geen aanpassing aan die skale nie. Die res van die episode wil ek graag so bietjie fokus op 'n paar van die voorstelle wat daar wat eintlik maar beleidsvoorstelle is wat ons in hoofstuk 4 van die begrotingsdokument en dan ook in bylaag C daarvan kry. En dit is geensins bedoel om 'n volledige lys of om al die voorstelle te bespreek. Ek gaan nou maar so bietjie gesels oor 'n paar van die voorstelle wat ek dink uit my ervaring met konsultasies en kliënte waarskynlik 'n redelike wye impak kan hê. Die eerste een wat ek wil noem is artikel 12BA het tot 'n einde gekom op 28 Februarie 2025 en aan die begin van die jaar het die nasionale tesourie 'n vraelys uitgestuur wat mense 'n idee gegee het, hulle is dalk aan die oorweeg om dit te verleng. So die begrotingsrede of die begrotingsdokument bevestig dat artikel 12BA nie verleng sal word nie. So met ander woorde wat die energieprojekte betref, is ons terug by artikel 12B met sy verskillende drempels en sy bepalings rondom verhuuringsaktiwiteite. Tweedens, gaan oor die dieselrabatte. Ons het 'n vorige episode daaroor ook al gehad. En daar's 'n bepaling in die nota wat handel oor hierdie dieselrabatte of die diesel terugbetalings wat sê dat primêre gebruikers is geregtig op 'n terugbetaling gebaseer op 80% van kwalifiserende brandstofverbruik. So die nasionale tesourie het dan nou ook aangekondig in die begrotingsrede dat hulle van plan is om vanaf 1 April 2026 hierdie 80% bepaling te vervang deur te sê alle geldige of alle kwalifiserende dieselgebruik kwalifiseer vir terugbetaling. Dan derdens die omheiningsbepalings vir individue waar
die reëls sê dat op hierdie stadium slegs individue wat teen die maksimum marginale koers belas word, is onderworpe aan die omheiningsbepalings van artikel 20A of dan nou soos die Engels is die ringfencing bepalings. Dit het baie keer te doen met boerderyaktiwiteite of verhuuringsaktiwiteite wat hierdie reëls sê eintlik maar sou jy verliese daaruit lei, kan jy nie daai verliese noodwendig teen die res van jou inkomste gaan afsit nie. Die tesourier het hierso aangedui dat hulle die drempels vir die toepassing van hierdie reëls weer gaan hersien. So my vermoede, as ek reg lees wat daar staan, is die gedagte om dit ook op persone wat nie noodwendig teen die marginale belastingkoers belas word toe te pas. Dan in 'n besigheids- en 'n korporatiewe konteks, die omskrywing van die definisie van 'n hibriede ekwiteitsinstrument, so in artikel 8E, gaan hersien word. So dit is tipies iets wat, wanneer 'n mens met byvoorbeeld voorkeuraandele te doen het, wat jy moet oorweeg. So wat daai bepaling dan nou sê is, as jy die vorm van 'n aandeel het, die regsvorm van die instrument wat jy na kyk is 'n aandeel, maar hy het sekere kritiese eienskappe van skuld, dan kan hy 'n hibriede ekwiteitsinstrument wees en in daai geval sal die dividende wat uit hierdie instrument uitkom nie vrygestel wees van inkomstebelasting. Dit sal eintlik maar soortgelyk aan rente wat belasbaar is, belas word. So dit kan nogal 'n groot wysiging wees afhangend van wat die hersiende definisie dan nou sê. Vir weer eens eintlik maar groter korporatiewe belastingbetalers sal wat rente aan verwante partye betaal, baie meestal oorseese verwante partye, is heel waarskynlik bewus van artikel 23M wat dan nou beperk maar hoeveel rente kan jy aftrek as daai verwante party nie belas word op die rente waarop die aftrekking geëis word. Nou so 'n paar jaar gelede is die konsep van rente hier uitgebrei om ook valutaverskille in te sluit. En daar is 'n bietjie van 'n onsekerheid oor hoe pas jy dan nou hierdie reël toe op 'n valutaverlies waar die teenparty nie veronderstel is om op die valutawins belas te word nie. So die nasionale tesourier het aangedui daar kom sekere wysigings aan dit ook. Dan die geleibuisbeginsel by trusts wat uitkerings maak aan nie-inwoners. Ek dink daar was ook al 'n episode, maar ek het 'n hele paar versoeke gekry vir nog 'n episode daaroor. Op die uitkering van inkomste sedert 1 Maart 2024 geld daai geleibuisbeginsel nie wanneer 'n trust inkomste uitkeer aan 'n nie-inwoner. Wat die tesourier aangedui het is dat daar is sekere onvoorsiene gevolge vir die nie-inwoner en daarom sal hierdie reël weer hersien word. Uit 'n administratiewe oogpunt is daar 'n aankondiging dat daar gaan ondersoek ingestel word na die moontlikheid om vir werknemersbelasting, so met ander woorde pay as you earn, 'n enkele entiteit binne in 'n groep te kan nomineer wat dan nou verantwoordelik sal wees vir die groep se nakoming om hierdie pay as you earn te administreer en terug te hou. En laastens, wanneer ons kom by boetes, is daar 'n voorstel, daar's 'n hele klompie ontwikkelinge die laaste jare wat gewees rondom die bona fide onbewustelike foutbepalings, wat sê maar sou daar 'n onderstelling wees as gevolg van 'n bona fide onbewustelike fout, dan geld die onderstellingsboetes nie. Daar's 'n voorstel om te sê maar hierdie bona fide onbewustelike foutbepalings gaan beperk word tot die gedrag van 'n wesenlike onderstelling. So dit wil eintlik, wat dit dan prakties sal beteken as die wysiging gemaak word, sal wees dat as jy nie gronde gehad het vir die posisie geneem, kan jy nie staat maak op 'n bona fide fout. Of as jy nie redelike sorg geneem het, kan jy nie staat maak op 'n bona fide fout om kwytskelding van 'n boete te versoek nie. Dis dit vir vandag se episode. Ek sou aanraai as jy 'n belastingpraktisyn is of enige iemand wat 'n belang in belasting het, om die begrotingsdokument self, die budget review dokument te gaan deurwerk. Daar's 'n klomp waardevolle inligting daarin.
As jy enige vrae het, voorstelle, idees vir nuwe episode, stuur asseblief vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. As jy van die potgooi hou, vertel natuurlik asseblief vir al jou kollegas en vriende daarvan, gaan subscribe op jou gunsteling potgooi platform en gaan like die potgooi op YouTube asseblief. Dan maar net 'n herinnering, niks in vandag se episode is bedoel om belastingadvies te wees. En ek dink ek wil dit so bietjie meer kwalifiseer as gewoonlik deur te sê, hou maar net in jou agterkop, baie van hierdie goed is net voorstelle. Dit mag of mag nie tot werklikheid kom nie. Tot volgende keer. Totsiens.